Shalom tot die vanaand. Vreugde, vrede, blydskap. Vader se teenwoordigheid word hier toegebid daardeur. Ons is besig met 1 Petrus, 1 Kefa. En ons gaan vandag verder waar ons opgehou het, eintlik net met die laaste versie van hoofstuk 3. En gaan ons kyk vandag na die wonder, die mooi, ook van dit wat die gesalfde een vir ons gedoen het. Nadat hy oor die doopvergelyking gepraat het, die laaste deel van hoofstuk 3, is die laaste versie waar die hoofstuk gesny is, vers 22 van hoofstuk 3. Hy wat in die hemel in begelei, is so 'n mooi voorbeeld van wat ons het, waar hy voorgeloop het. Hy het voor ons uitgeloop in die teenwoordigheid van Vader in. Hy wat in die hemel in begelei en aan die regterhand van God is. Yeshua het so dikwels, terwyl hy op aarde nog is, en so dikwels leer Saul ons, en vanuit Yeshua se leringe, dat hy aan die regterhand van die Vader sit om vir ons in te tree, om namens ons die goeie, dit wat reg is, en dit wat mooi is van die Vader te vra. Maar dan is dit duidelik ook in die skrif, soos ons dikwels vir u probeer uitwys, dat hy dit vra vir die onpartydig opregte. Hy vra dit vir die een wat in sy opregtheid leef en wandel. Hy vra dit vir die een wat met hom 'n verbondverhouding het, en nie omdat jy een of ander volk is nie. Hy vra dit van Vader namens die een wat in sagtheid en omgee en liefde sy karakter leef. Belangrik dat ons oplet dat hy sê, Yeshua sit aan die regterhand van die Vader. En boodskappers, autoriteite en kragte aan hom onderwerp. Hy het gekom om sy koninkryk weer op aarde vas te maak. Deur Yeshua het hy die koningskap daar gestel. Yeshua is die koning, hy is die een wat heers, wat vir u en my die heerskappy gee oor wat sleg en boos is. Maar hier is dit baie duidelik dat hy, net soos wat hy vir ons sê in Matteus, soos jy dit ken, 28 vers 18, al die autoriteit in hemel en op aarde behoort aan hom. Want aan Yeshua is die autoriteit gegee. Hy heers as koning. En wat 'n voorreg is dit nie dat ons die koning kan dien. Hy het ons saam met hom geneem. Maar hy sit aan die regterhand van Vader met 'n doel. Hy is daarom sy koningskap, om die autoriteite, die kragte aan hom te onderwerp. En daarom onderwerp hy die kragte en die autoriteite op elke geestelike vlak van hierdie wêreld waarin u en ek leef. Aan Vader se autoriteit, waaroor Yeshua as heerser, as koning heers, omdat hy getrou was in die karakter en autoriteit van Vader. Dis 'n troos vir u en my. Daar is een wat vir ons intree. Daar is een wat vir ons omgee. En deur die Gees van God wat in ons is, en deur die Gees wat uitroep hier van die aarde af na hom, is daar een wat omgee, soos wat u en ek veronderstel is om te gee. Dan kom hy in hoofstuk 4,
van 1 Petrus, soos jy dit ken, 1 Kefa. As die gesalfde een daarom in julle plek na die liggaam gelei het, het julle ook dieselfde gesindheid verkry. Dat elkeen wat aan sy vleeslike liggaam gesterf het, opgehou het met alle sonde. Ek kan dit nooit genoeg beklemtoon nie. Verlossing is nie 'n eenvoudige ek neem hom aan besluit. Die verlossing waarna Vader soek, die verlossing wat Jesua vir ons gebring het, is die verlossing deur die bloed van Jesua wat gekos het. Dit was 'n prys wat betaal moes word. Daardie prys wat betaal moes word, was sy lewe. En deur die bloed van Jesua, daardie prys wat betaal moes word, is dit belangrik dat ek en jy sal verstaan, dat, soos wat hy mooi vir ons uitspel, as ek dan saam met hom hierdie heerlikheid aan die teenwoordigheid van Vader kon ontvang, het ek klaar gemaak met sonde. Ons het nou verlede week ook gesien dat die doop is baie meer as net 'n daad of 'n teken. Nee, die doop is die aflegging van die ou natuur. En opstaan in die nuwe natuur in die teenwoordigheid van die Skepper lewende God. Die doop sê ek het gesterf aan my ou natuur. En ek het opgestaan 'n nuwe mens. Totaal nie 'n nuwe gees, nuwe begeertes, 'n nuwe lewe. So wat hy nou doen is eintlik net, hy bevestig dit wat ons ook verlede week vir mekaar gesê het. Dat wanneer ek dan die gees van God ontvang het, ja wanneer ek saam met hom kan heers, het ek klaar gemaak met sonde. Want daardie vleeslik georiënteerde, daardie liggaam met sy begeertes na die vlees, is dood, is afgesterf. Daardie liggaam wat net aan die-self dink, is dood. Ons is in 'n liggaam wat nuut gemaak is deur die Gees. Die begeertes na die ou dinge het verbygegaan. Ek sê weer, hierdie nuwe lewe waarin ek is, kan tog nie die vloeke op hê wat die ou lewe gehad het nie, want dit is 'n gans ander nuwe lewe. Hierdie nuwe lewe wat ek nou het, kan nie dieselfde begeertes hê as wat die ou lewe gehad het nie. Dis gans nuut. Ek is 'n nuwe mens. Die ou begeertes het verbygegaan. Ek kan nie meer dink soos wat ek gedink het nie, en daarom kan ek ook nie meer begeer soos wat ek begeer het nie, en kan ek ook nie meer die sonde doen soos wat ek dit gedoen het nie. Dis nie net Kefa wat dit hier skryf nie, Shaul sê dit in sy briewe, Jesua het self gesê. En ek wil dit vir die baie duidelik stel, sodat daar geen misverstand is nie. Die kind van God wat na die Gees wederbaar is, wat deur Gees en water gebore is klaar met sonde. En dan wanneer die mens weer sou sondig, dan gee die woord vir ons daardie versekering, dat as ons dit bely is nie sommer net sê, ag jammer nie. Bely is om te erken dat dit wat ek gedoen het sonde is. Bely is om te erken dat ek dit gedoen het. En bely beteken, ek gaan dit nie weer doen nie. Dit is om te erken ek het dit gedoen en om te draai en weg te loop en dit nie weer te doen nie. En dis die kern van die betekenis. Wanneer ek en u ons belydenis doen, dan beteken dit ek erken ek het gesondig
en ek draai om en ek loop weg. Dis belangrik dat ons sal verstaan dat die kind van God wat deur die Gees van God beheer word, die kind van God wat deur die Gees van God vasgehou word, omdat hy in hom woon, het klaar gemaak met sonde. En ons het so baie redes en verskonings hoekom ons altyd vir mekaar wil sê, maar ons gaan eintlik nog sondig en ons is maar net 'n mens. Maar volgens die woord van God is dit vals verskonings en is 'n verskoning ook maar net 'n sonde. As die gesalfde daarom in julle plek na die liggaam gelei het, met ander woorde, wanneer jy die lyding van Yeshua aan die kruis jou eie gemaak het, wanneer jy met ander woorde die bloed op die deurposte gesmeer het julle ook dieselfde gesindheid verkry. Die geselde gesindheid as hy, wat gesterf het. Dit is dieselfde gesindheid as hy wat gewilliglik aan die kruis vir u en my gesterf. En daardie gesindheid wat ons verkry het, is wat? Dat elkeen wat aan sy vleeslike liggaam gesterf het, opgehou het met sonde. Vriend, kan ek vra, het jy nog verskonings vir sonde? Of het ons klaar gemaak met die begeerte en die doen van dit wat nie Vader se wil is nie, wat vir ons in sy instruksies, in sy opdragte, in sy riglyne, sy Torah, sy wet, met ander woorde, wat al hierdie dinge omvou, ingesluit is. Soos wat ons in vroeëre reekse gesê het, die 10 gebooie, soos ons mense dit ken, is maar net die opskrifte van God se opdragte. Daardie 10 opskrifte wys vir ons al die dinge in die woord van God, wat Vader se wil is, u en ek moet doen. En die Bybel sê, om dit nie te doen nie, is sonde. Sonde is die verbreeking van die wet. Nou sê die Bybel vir ons, dis Vader se wil dat u en ek klaar maak met sonde. Hy gaan aan in vers 2, om gedurende die tyd wat hy in die vlees is, nie meer volgens menslike begeertes te leef nie, maar volgens die wil van God. Die Bybel sê dit self. Met ons ouer mense en my eie ouers en baie van die Afrikaner en mense in Suid-Afrika reg oor die wêreld waar ons hulle leer ken het die mens altyd hierdie lering, ek moet sondig, ek kan nie anders nie, want ek is 'n mens. Ek wil vandag vir u duidelik stel, dit is vals, dit is nie waar nie, want dit beskuldig die lewende Skepper God, dat hy ons nie korrek geskep het nie. Nee, u en ek is volmaak geskep om nie te sondig nie. U en ek is volmaak geskep om Vader se wil te doen, en soos wat hy hier sê, wanneer die bloed aan die deurposte gesmeer is, wanneer jy soos 'n bloed deur my lewe gesmeer is, wil ek nie meer sondig nie. Sal ek alles in my vermoë doen om nie te sondig nie, om gedurende die tyd wat ek hier nog in die liggaam leef, nie te sondig nie. Dis sy wil. Dis wat hier staan. Die woord laat nie ruimte vir begeertes buite Vader se wil nie. Hy laat wel ruimte vir die een wat val. Om sy hand uit te steek en sê, as jy jou sonde bely, Skepper lewende God is getrou en regverdig, om ons van alles skoon te maak, rein te maak. Sodat ek gedurende die tyd wat ek hier is, op hierdie aarde,
kan leef soos hy wil. Want het is genoeg dat julle in die tyd, sê vers 3, wat verby is, die wil van die ander nasies uitgevoer het in julle lewens deur in losbandigheid, dronkenskap, hoerery, orgies en in die aanbidding van demone te leef. Die Bybel is baie duidelik dat wanneer ons die dinge doen wat deur ander godsdienste en ander demone, wil ek amper sê, soos wat die Bybel dit noem, aan ons voorgehou word. En wanneer ons besig is met hierdie praktyke, dan sê die Bybel, hy stem nie saam dat ons dit kan doen nie. Hy sê dat ons het genoeg gehad. Hy sê, dis genoeg dat julle in daardie tyd wat verby is in julle ou lewens, met begeertes na ander vrouens rondgeloop het. Dit is genoeg, sê die Bybel hier, dat julle in daardie tyd losbandig was, geleef het soos julle wil, in julle klere drag, in julle woorde, het ons Vader nie gesê, dat oor ons lippe, ons mooi, oor ons lippe, ons dit wat rein is moet bring nie. En dit wat oor ons lippe kom, maar net wys van hoe lyk ons hart nie. Dronkenskap en hoerery. Hoe lyk ons mense vandag rondom ons? Hoe lyk die land waarin ons woon? Net soos die hele wêreld. Oorgegee aan hierdie begeertes. En in die aanbidding van demone, van dit wat nie deur die Gees van God gegee is nie. Liewe vriend, ek wil vandag vir u vra om weer te gaan kyk na al die dinge wat u doen in u verhouding met Vader. Die feeste wat u vier, waar kom dit vandaan? Kom die feeste wat ons vier nie dalk van demone nie? Is die dae wat ons erken en bely en vier, is dit regtig van Vader en sy wil? Of is ons besig om soos die res van ons land en die res van die wêreld, dit wat deur die vyand en sy magte uitgedink is, te aanbid en te doen? Let op, sê hy in vers 4, 1 Kefa 4 vers 4. En Petrus, soos wat u dit ken, let op, nou is hulle verbaas en beledig julle, as julle nie saam met hulle in losbandigheid instorm nie. O, die kind van God wat gaan uitstaan, hulle gaan nie aanvaar word nie, hulle gaan jou beledig, sê die Bybel, hulle gaan jou sleg maak. Wanneer jy nie bereid is om saam in hierdie wêreld en die wêreldse dinge in te gaan nie, ek wil hê, al ons ouers, ek wens so, al ons ouers, kan hierdie woorde vir al die kinders en jong mense en ons universiteitsstudente daar buite deurbring. Jy hardloop in agter die wêreld en die losbandigheid en die keuses van die wêreld in. Wat beteken volgens die eerste versies, jy mis die Gees van God? Nie ons sal beledig word en ons sal sleg gesê word. Ons sal sleg gemaak word vir dit wat ons glo. Daar sal leuns oor ons verkondig word en leuns oor ons versprei word oor dit wat ons glo. 'n Lewe van gehoorsaamheid aan die Skepper lewende God. Die Bybel is duidelik hier dat die verlossing in Yeshua staan nie los van 'n keuse van lewe wat ek gemaak het nie, staan nie los van 'n keuse om reg te leef volgens sy wil nie. Vers 5 gee dan vir ons die gevolge daarvan. Hulle sal rekenskap gee aan God, wat die lewende en die wat dood is sal oordeel. Vader God sal self oordeel
oor dit reg of verkeerd was, en of dit wat ons gedoen het, in sy oë aanvaarbaar goed en reg is. Nie die mense nie, en nie mense standaarde nie. Ons moet dit mooi verstaan. Deur die doop het ek die ou lewe afgelê, het ek opgestaan in 'n nuwe lewe. Daardie nuwe lewe sê, ek wil nie meer sondig nie. Ek is klaar met sonde. En die teken dat die Gees van God in 'n mens se lewe beheer en heers, is dan dat hy wegskram, wegloop, gespot word vir sonde waarvan hy nie belang stel nie. Wegloop van die oordeel van God, wat self sal oordeel oor elke een. Want as gevolg hiervan het hy ook aan die dooies die goeie boodskap verkondig, sodat hulle in die vlees geoordeel kan word as mens, maar sal lewe deur God in die Gees. Daar is twee maniere om daardie versie te verstaan. Ons kan dit geestelik verstaan, en dat hy hulle wat geestelik dood is, die boodskap gebring het, sodat hulle kan lewe en geestelik kan lewe. Die boodskap het nie verniet gekom nie. Nee, die boodskap het na ons gekom, dat ons kan lewe hê. Hierdie is vir my 'n ernstige saak. As ons dit vinnig opsom, die Skepper lewende God het u lief. Die Seun van God, Yeshua, het gekom, sodat u en ek hierdie lewe kan hê. Dit het hy vir ons gegee deur sy bloed. En daardeur, deur die wedergeboorte, deur bekering, deur die doop en deur die volheid van die Gees, wat die volledige stap van wedergeboorte is, u en ek 'n nuwe lewe ontvang. Ons is klaar met sonde. Kom ons maak klaar met sonde en met die dinge van hierdie wêreld. Leef in oorwinning. Leef in daardie begeerte om Vader alleen te dien en om Vader alleen as die enigste God te aanbid. Geen ander feeste te vier, geen ander dade of dinge of dit wat van demone en gode ontwerp is in my lewe toe te laat. Is u afgesonder van die wêreld, afgesonder van die leuns en sonde. Dit kan ons net wees wanneer ons die wil van God, sy instruksies erken. Kom ek en u gaan terug na sy woord. Erken sy instruksies. Leef in sy wil. Ons maak klaar met sonde. Vader, vergewe ons. Ons het soveel verskoning. Ons loof u vandag, dat u die antwoord, dat u middel gegee het. Ons kan lewe. Vergewe ons. Dankie Vader, dat ons nou kan voortgaan in hierdie lewe sonder sonde. In naam van Jesu alleen.